Amen. Familiesentrum, gaan het goed met u vanmorgen? Lekker om in die huis van die Here te wees. Kan ons saam staan? Halleluja. Kan ons die koning van die konings 'n prys gee in hierdie plek? Ons verwelkom hom in ons midde. Hy is die moeite werd. Hy is awesome. Halleluja. Ons is hier om sy naam te prys. Amen. Is daar enige mense wat vry is in die huis van die Here? Come on, is daar enige vry mense in die huis van die Here? Oh, through you the blind will see, and through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees, and through you my heart screams, I am free, I am free, here we go, I am free to run. Oh, I am free to dance. Yes, I am free to live for you. I am free. Come on, sing it again. I am free, Lord, I am free to run. Oh, I am free to dance. One more time. Oh Lord, and through you the blind will see, through you the mute will see, through you the dead will rise, and through you all hearts will praise, through you the darkness flees, and through you my heart screams, I am free, I am free, Lord, I am free to run. Om nog so 'n prys gee, halleluja. Yes, Jesus. Halleluja. Halleluja. O, prys die Here. O my God, kom ons sluit die oë en ons aanbid die Here God. We call upon the mighty name of Jesus Christ, the Son of God. Here, vanmôre is ons hier, Here, om te ontvang uit u hand, Here. Dankie vanmôre, my God, dat ons werklik, Here, u kan aanbid, Here. Here, dat ons sal staan vir geregtigheid, Here. Dat ons sal staan, Here, dat wanneer u met ons spreek, dat ons gehoorsaam sal wees aan u stem, Here. Maar dat dit nie sal gaan oor 'n mens nie, my God, maar dat dit sal gaan oor Jesus Christus. Here, ons bid vanmôre dat elkeen wat hier is, Here, o Here, ontvanklike hart het, Here. Yes. Ons kom nou en ons neem elke gedagte gevange, Here. En ons bind dit wat nie van Jesus Christus af is nie. Bind ons in die autoriteit in die naam van Jesus Christus. Here, geen duiwelse mag,
het 'n plek in hierdie gebou nie, Here. Ons staan op heilige grond vanmôre. Dis 'n voorreg om hier te wees, Here. Ons kan nie genoeg vir U dankie sê dat U God is nie en dat U, Here, vir ons U seun geoffer het sodat ons die ewige lewe kan beerwe nie. My God, wat 'n voorreg, Here. Ons wil U net loof en ons wil U net prys, Here. Ons is hier vanmôre, Here, om U naam groot te maak, om U die erkenning te gee, want al die lof, al die eer kom U toe, Here. Ons verheerlik U, Here. Here, daarom bid ons, Here, vir die prediker vanmôre. Here, vou hom toe, Here. Lig hom op, Here. Spreek deur hom, Here. Laat die Heilige Gees hom so toevou, Here. O my God, dat die Heilige Gees deur hom sal spreek. Laat hy 'n spreekbuis vir Jesus Christus se evangelie, verkondiging van vrede sal wees, Here. Here, ek bid nou so ook vir die wat nie hier kan wees nie, Here. Here, wat graag hier sou wou wees, Here. O my God, wees ook met hulle, Here. Wees met ons families, wees met ons gesinne, Here. Ons bring hulle voor U, Here, en ons pleit hulle onder die kosbare bloed van Jesus Christus. Siel, gees en liggaam, Here. Here, nie een van ons is beter as die ander nie. Ons het U nodig elke dag, Here. Ons bely vanmôre weer eens, Here. Ons is afhanklik van U, Here. En ons wil by U voete bly vanmôre. Dankie, Here, vir gebede wat U beantwoord, Here. Dankie, Here, vir gebede wat U beantwoord van mensies wat nie eers gebid het nie, net 'n versigtiging uitgegee het, Here, en U beantwoord dit al hoeveel keer vir ons. Here, ons bid so ook vir die offergawes, die tiendes, Here. Vir enige iemand wat saai in hierdie bediening, Here, bid ons, Here, U seën 100voudig, Here. Here, daar die mensies wat nie kan gee nie, seën hulle ook, my Vader. Laat hulle in die toekoms kan gee. Here, laat ons 'n oop hand sal hê. Laat ons werklik sal doen wat U woord sê. Laat ons medemens sal lief hê soos onsself. Here, seën hierdie diens in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Dankie, Andries. Geliefdes, ons kan weer saam staan in halleluja. Dan gaan ons die Here se naam weer verheerlik. Tantjies gaan vir ons sing. Amen. Met my
koning. Come on. Kom aan, gee hom jou beste prys. Gee hom jou beste prys. Ons juig, Here. Ons juig, want ons het oorwinning. Oh, want Jesus is my koning. By alles aan my wil ek juig. Ek juig, oorwinning. Want Jesus is my koning. Oh, halleluja, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Hy is ons koning. Hy is ons hoop. Hy is ons rots en bergvesting. Amen. Hy is die God op wie ons vertrou. Come on. Here we go. How great the chasm that lays between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished and the end is written. Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sing it again. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Verse 2. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Oh, the cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Oh, Jesus Christ, you're my living hope. Say hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah and hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Say hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Say hallelujah and hallelujah.
Death has lost its grip on me. You have broken every chain, and there is salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. You're my living hope, Jesus Christ, my living hope. Oh, you are our hope, Lord. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Let's sing. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain.
is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain. Lord, break every chain, you break every chain, you break every chain. Right now, you break every chain, you break every chain, break every. Right now, Jesus, oh, you break every chain, you break every sickness, you break every chain, every disease you break, Lord. Oh, break it now. We thank you for the breakthrough. We thank you for the break every chain, Lord. Yes, now, right now, break it now. You break every chain, you break every chain. Yes, break every chain, break every chain. You break every chain, break every chain. I hear the chain, you break every. I hear them falling. It's falling right now. It's falling right now. Break every chain, you break every chain, 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 you break every chain. Jesus breek steeds al die kettinge. Elke band van die vyand is gebreek in die naam van Jesus. En hy maak 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Vanmôre maak Jesus 'n weg vir elkeen van die koortjie sê hy maak 'n weg, net soos met Moses, net soos vir Dawid, net soos vir Daniel in die leeukuil. Hy maak 'n weg vir jou. Halleluja. Oh. And you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. And you are here, you're working in this place. I worship you. I worship you. You are here, you work me now. I worship you, I worship you. Oh, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And University, and you are here, and you are here. You're moving in our midst. I worship you, Jesus. I worship you, and you are
Listen. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. But you never stop working. You never stop. Say even when I don't see it, and even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, Lord, oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. He's a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. So sing it one more time. He's a way maker, a miracle. Oh, come on. He's still making a way out of no way. He's still making ways right now. Come on. Even when you don't see it, even when you don't feel it, God is working behind the scenes. Way maker, miracle worker. He's a promise keeper. He'll never go back on his word. Hallelujah. My God, that is who you are. Kom ons gee hom 'n prys. Kom ons vat net 'n oomblik en loof hom nog vir 'n oomblik. Kan ons nog net vir so 'n oomblik sy naam groot maak? Kan ons net vir nog so 'n oomblik sy naam prys? Hy is die naam bo alle name, die koning van alle konings. Hy regeer bo en al. Alles kom in orde wanneer hy spreek. Kom ons loof hom familie nog 'n bietjie. Jesus is die een, die ewige God, die lewende Vader. Kom ons loof hom familie, lig ons stemme vir hom. Halleluja Jesus, U is in beheer vanmôre, Here Jesus. Oh Jesus, hallelujah Jesus. That is who you are, Father. That is who you are. 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 Hallelujah. That is who you are. Yes, it is. That is who you are. One more time. And that is who you are. Come on. And that is who you are. Oh, that is who you are. Oh my God. That is who you are. It's who he is. Come on. Baie dankie orkes. Julle kan julle sitplekke neem. Vanmôre is dit vir my 'n voorreg om vanmôre die woord te bring. En ek het 'n verwagting in my hart vir wat die Here vanmôre vir u gaan doen. En ons is opgewonde. Ek wil vir julle sê familie, ons is nie op 'n speelgrond nie. Ons is op 'n oorlogsveld, 'n geestelike oorlogsveld. Wie glo dit? Wie sê Here, ek wil uitmarseer daar waar u my nodig het. Here, ek is bereid om te beweeg daar waar u my nodig het. Here, al is dit iets klein, ek sal gaan daar waar u my stuur. Here, ek sal gaan daar waar u my lei. Al is dit ongemaklik, Here, ek wil uitmarseer. 2024, toe sê ek, Here, hier is ek, gebruik my. Here, ek wil uitmarseer. Here, ek wil beweeg daar waar u my nodig het. Enige manier, enige plek.
En die volgende oomblik, toe begin die Here my gebruik. Toe sê ek, Here, nie so nie, ek het nie bedoel daarvoor op die verhoog nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, it's all for His glory, it's all for His goodness. En vanmôre staan ek hier vanmôre voor jou met 'n vuur in my hart, en ek is gewillig om uit te masseer. En ek wil vir jou vanmôre sê, familie, ons is soldate in hierdie geestelike oorlog. Ons moet braaf wees, ons moet ingesteld wees, en ons moet sensitief wees vir die Heilige Gees. En op hierdie oorlogsveld het die vyand fyn beplande, beraamde strikke. En een van die strikke wat ek vanmôre met jou wil oor praat, is die strik van aanstoot. En ek wil graag hê, as u saam met my wil lees uit Spreuke 18 vers 19, en dit sê, 'n broer teen wie oortree is erger as 'n sterk stad en geskille soos die grendel van 'n paleis. The English King James Version says in Proverbs 18 verse 19, a brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. 'n Ander vertaling sê, dit is moeilik om 'n broer oor te wen wat beledig is, as wat dit is om 'n vestingstad oor te wen. Nou wat is 'n vestingstad? Wat is 'n sterk stad? 'n Vestingstad is 'n stad met hoë mure. Jy sien, wanneer ons aanstoot neem, dan bou ons mure. En die woord van die Here sê, dit is moeiliker om iemand oor te wen wat aanstoot geneem het. Ek wil vir julle 'n ander gedeelte lees, Matteus 24 vers 10 sê, en dan sal baie tot struikel gebring word, mekaar verraai en mekaar haat. Nou Jesus praat hier van die laaste dae. Wie glo ons is in die laaste dae? En wanneer daar verdrukking gaan kom, wanneer die afvalligheid daar gaan wees, gaan baie mekaar verraai en mekaar haat. Ons is in 'n geestelike oorlog. Ek wil vir u lees uit Efesiërs 6 vers 12. En dit sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. Hy praat van wêreldheersers. 'n militêre term, dit verwys op globale strategiese oorlogvoering. Bose geeste, dit dui op 'n onsigbare geestesdimensie, 'n stryd wat ons nie met die oog kan sien nie, maar wat werklik is. En die hele Efesiërs praat hy van militêre taal. Hy sê, trek die volle wapenrusting aan. Trek die gordel, die borsharnas, die skoene, die skild, die helm en die swaard. En hierdie beelde verwys na 'n gelowige geestelike geveg op hierdie oorlogsveld. Ek wil vir julle een laaste gedeelte lees. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom sodat julle lewe en dit in oorvloed kan hê. Nou in Johannes 10 vers 10 verwys dit na die vyand se plan. Hy het fyn strategiese beplanning. Wat wil hy kom doen? Wat wil hy kom steel? Hy wil jou geluk steel. Hy wil jou vreugde steel. Hy wil jou hoop steel. Wat wil hy kom vernietig? Hy wil jou geestelike lewe vernietig. Hy wil jou verhoudings vernietig. Hy wil jou hoop vernietig. En op die ou ende, wat wil hy verwoes? Op die ou ende wil hy ons ewigheid met die Vader verwoes. Net tot sover, kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons kan weet, Here, U is die hoof van hierdie huis. Here, U is ons generaal. En Here, soos ons op hierdie oorlogsveld navigeer, weet ons, Here, U is daar met ons. En Vader, soos ek vanmôre hierdie woord bedien, kom vra ek, Here, salf my lippe, salf my woorde. Here, ek is maar net eenvoudig, maar Heilige Gees, kom doen U vanmôre die volmaakte werk. Ek kom vra, Here, dat U die woord vanmôre op vrugbare grond sal val, dat dit op harte sal val. Here, ek bid dat elkeen aangeraak sal word vanmôre. Amen. Nou familie, ek gaan dit weer sê, ons is nie op 'n speelgrond nie, ons is op 'n oorlogsveld. Dit is tyd dat ons begin lyk soos soldate op 'n oorlogsveld. Dit is tyd dat ons begin praat soos 'n soldaat op 'n oorlogsveld. Ons moet gefokus wees. Ons moet ingesteld wees en ons moet gereed wees. Nou ek weet nie veel van 'n oorlog nie, maar wat ek weet het ek by my oupa geleer. Nou my oupa grootjie was in die Tweede Wêreldoorlog en net so 'n bietjie konteks. Hulle het gevaar op die skip op die see en met hulle die Italianers gevange geneem en die volgende oomblik toe tref torpedo's van 'n duikboot hulle skip en die skip breek in 3 dele en hulle beland in die see
En vir 3 dae en 3 nagte dryf hulle rond vol olie met dryfhout op die see, besig om te sterf. In die koue van die see, deurdrenk met olie. En my oupa sê vir 'n laaste maal, tel my net op jou skouers vir een van die manne wat saam met hom dryf. Baie het al gesterf. Hy sê, tel my net op jou skouers. Ek wil nog net eenmaal op die horison kyk of ek iets kan sien. En hy sien 'n kruis. En dan kom 'n liedjie by hom wat sê, op 'n heuwel daar ver is 'n ou ruwe kruis. En hy dog by homself, hy sê lekker nie, weet ons is nou al 'n paar dae op die see en hy's vol olie en hy kyk weer en hy sien dis die draadloosspale van 'n skip. En die kaptein van die skip sien hulle raak en wonderbaarlik word my oupa gered in die oorlogsveld, in die see en hy alle red hom. En ek is so bly want as hy nie gered was, was ek hier vanmôre nie. En nog wonderbaarliker, hierdie rowwe soldaat kom tot bekering en hy word 'n prediker en hy word 'n geestelike soldaat in God se weermag. Nou, ons het elke Desember daar gaan kuier en het ons net so oorkant hulle gebly en dan wanneer ons daar kuier 4:00 die oggend, dan voer my oupa geestelike oorlog in sy bidkamer. En ons het hom nie gaan pla nie, hy was 'n ernstige man, hy was 'n soldaat en 6:00 die oggend, dan kan ons gaan kuier vir my ouma, dan maak sy vir ons soet tee. Ek weet nie hoeveel suiker daarin was nie, maar as sy dit vir ons gegee het, dan stuur sy ons terug daarna ons ouers toe. Maar hierso so 7:00, 8:00 kan ons vir my oupa kom kuier het. En dan kom hy uit sy bidkamer uitgestap. Hy was 'n man van autoriteit, maar hy was 'n nederige man. Dan kom hy uitgestap en sê, goeiemôre my maatjie. En dan gaan sit hy op sy rooi bank en dan vertel hy vir ons stories van die oorlog. En my oupa het nie niks gesugarcoat nie, hy het 'n ding gesê soos dit was. Jy was saam met hom in die oorlog. En dan sê hy vir jou, 'n oorlogsveld is nie 'n plek vir kinders nie. 'n Oorlogsveld is 'n ernstige plek. Dit is jou lewe of die vyand se lewe. Hy sê, baie word geslag, baie sterf, baie verloor vriende, want hulle trap in die stryk van die vyand. Hy het ons stories vertel, dat terwyl hulle navigeer in hierdie oorlogsveld, het baie vriende verloor. Hy het so lief geraak vir hulle, en hulle het stories gedeel, en dan trap hulle in die stryk van die vyand, en dan sterf hulle. En dan was hy so hartseer. En my oupa het gesê, op 'n oorlogsveld, 'n soldaat moet gefokus wees. 'n Soldaat moet gedissiplineerd wees. 'n Soldaat moet opgelei wees, versigtig wees, sensitief wees, en bewus wees van sy omgewing. Want die vyand is daar om te vernietig. En op hierdie geestelike oorlogsveld is die vyand daar om te vernietig. En ons moet ingesteld wees as soldate. Ons moet in die gees ingesteld wees, anders het ons moeilikheid. En vanmôre, familie, wil ek met jou praat oor een van die fyn strikke wat die vyand stel. Dit is een van die strikke wat soveel families uitmekaar uithaal, wat soveel kerke vernietig, wat soveel bedienings vernietig, en dit is die stryk van aanstoot. En ek het gaan kyk wat beteken aanstoot. En die Griekse woord vir aanstoot is die woord skandalon. En die woord skandalon beteken 'n stryk of 'n lokval. So die woord aanstoot is letterlik 'n stryk of die sneller van 'n lokval. En wanneer jy in die vyand se lokval trap, het hy een doel en dit is om jou te vernietig. Die eerste ding wat gebeur voor ons aanstoot neem, ons reageer met ons emosies. En die oomblik wat jy reageer met jou emosies, trap jy in die stryk van aanstoot. En op daardie oomblik het die vyand jou en hy wil jou vernietig. En ek wil jou terugvat na 'n gedeelte in die Bybel waar mense aanstoot geneem het teenoor Jesus. En Jesus kom so pas van die woestyn af. Hy was versoek deur die Satan en hy's gevul met die Gees, hy's gedoop en hy's gevul met die Gees en hy die vyand oorwin deur die woord en hy kom na sy tuisdorp Nasaret en hier begin sy bediening. En Jesus begin in sy tuisdorp waar hy groot geword het, begin hy vir hulle die woord bedien en hy begin leer en jy moet dink vir 'n oomblik, dit is Jesus wat groot geword het. Hulle het hom gesien groot word in Nasaret. Hulle ken hom, hulle is familier met Jesus en hier staan hier die Jesus gevul met die Gees en hy staan en hy lees uit Jesaja 61 vir hulle en hy sê ek is die vervulling van hierdie profesie. En aanvanklik is die mense beïndruk. Hulle sê wow, luister net hoe praat hy. Hulle prys hom. En een haak af, hy sê, wow, is dit nie Josef se seun nie? Jy sien, hulle was familier met hom, die timmerman se seun, daai carpenter, is dit nie Josef se seun hierdie? En die volgende oomblik,
vorm daar jaloesie in hulle harte. Trots, ongeloof en aanstoot vat wortel. En op daardie oomblik mis hulle die geleentheid vir 'n wonderwerk. Jesus spreek hulle aan, hy sê, geen profeet word aanvaar in sy tuisdorp nie, en met daardie woorde ontbloot hy hulle hart. Hy sê, almal het hulle om geprys, totdat hy gesê het, geen profeet is aangeneem in sy huis nie. En die Bybel sê hulle was woedend. En dan het hulle het aanstoot geneem. Jy sien, many times where there is familiarity, there is dishonor. Die mense wat jy die naaste aan jou is, die mense wat jy ken, is baie keer die mense wat aanstoot gaan neem teenoor jou. Jy moet versigtig wees met wie jy jou geheime deel. Jy moet versigtig wees met wie jy jou drome deel. En wat doen hulle? Hulle het aanstoot in hulle harte. Hulle vat die seun van God, die een wie se genadewoorde hulle gehoor het, en hulle vat vir Jesus en hulle probeer hom van 'n kraans afgooi. Dink daaraan, die een wat hulle gesien het groot word in die sinagoges, die een wat hulle geken het, en hulle neem aanstoot en hulle mis 'n wonderwerk. Want jy sien, aanstoot blokkeer 'n salwing. Aanstoot keer geloof. Aanstoot bring nie insig nie, dit bring isolasie. Maar familie, vanmôre wil ek vir jou sê, die grootste stryk van die vyand is nie drank, dwelms en al hierdie goed nie. Dit is aanstoot. Want ek wil vir jou vanmôre sê, aanstoot is vermom as 'n emosie en dit is aanval op jou hart. Hoe maklik neem ek en jy nie aanstoot nie? Politikuste hoef net 'n paar woorde te sê en jy spring op jou Facebook profiel en jy wil ook somme iets sê en jy reageer met jou emosies en jy trap in die struik van aanstoot. Nou sit ons in 'n wêreld met verdeeldheid, met haat, want ons het in die vyand se struik getrap. Dit is net daai kyk wat jy kry. En wie dink jy is jy om vir my so te kyk en jy reageer met jou emosies en jy trap in die struik van aanstoot. Ons verwagtinge is so groot van die kerk. Ons kom by die kerk aan en ons verwagtinge is hier van die kerkmense. Ons verwagtinge is hier van die pastoor en hulle moet net al my verwagtinge nakom en as hulle nie doen soos ek dit wil hê nie, as hulle nie sing soos wat ek wil hê hulle moet sing nie, as die pastoor wil nie preek soos ek wil preek nie, dan is ek nou ongelukkig. Ek reageer met my emosies en jy trap in die struik van aanstoot. Ek gaan nou sommer uitstap terwyl die pastoor preek. Hy moet net sien hoe ongelukkig ek is. En jy trap in die struik van aanstoot. Die vyand weet watter tegnieke werk. En ons is op 'n oorlogsveld. Ons moet ingesteld wees. Hy gebruik verkeerde interpretasies. Hy het my nie gegroet nie. Hy het seker iets teen my. Hoor sê, het jy gehoor wat hulle van jou gesê het? Klein goedjies groot maak. Hulle het my nou nie na daai funksie toe genooi nie. Ag, hulle het seker iets teen my. Maar ek vir jou sê, familie, ons is op 'n oorlogsveld. Ons moet ingesteld wees. Ons moet praat soos 'n soldaat op 'n oorlogsveld. Ons kan nie hierdie klein strikkies op reageer nie. Ons kan nie met ons emosies reageer nie. Die vyand weet wat werk. Hy wil jou emosioneel manipuleer. Hy weet watter knoppies om te druk. Hy weet watter seer jy nog het in jou verlede. Maar familie, hierdie is nie 'n emosionele probleem nie. Soldate, hierdie is nie 'n speelgrond nie. Hierdie is 'n oorlogsveld en ons moet ingesteld wees. Die duiwel gebruik die struik van aanstoot om mense te vernietig, want hy het gekom om te steel en te vernietig en te verwoes. Maar die woord van die Here sê hy het gekom om oorvloed te gee. En ons moet gefokus wees op hierdie slagtingsveld. As ons net dink vir 'n oomblik hoe wolwe 'n trop skape jag. Hulle val nie altyd die middel aan nie. Hulle soek altyd daai swak enetjie, die een wat so bietjie mank loop. En ek vir jou sê, die vyand wag en hy werk net so. Hy soek net daai, hy weet net daai een wat so bietjie geestelik moeg is. Daai rou wat jy nog so het van die verlede. En iemand sê iets en jy reageer met jou emosies. Want hy weet, as daar nie eenheid is nie, as hy verdeeldheid kan saai, het hy jou vir homself. Hy trek jou uitmekaar, want hy het 'n plan van vernietiging. Maar familie, ons moet ons gevegte kan kies. Mense kan so maklik stry. Ons stry en ons stry en ons stry dat ons so verkeerd is. Maar ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis teen die bose magte in die lig. 'n Soldaat moet paraat wees. Jy moet ingesteld wees. Op 'n oorlogsveld moet jy gereed wees. Jy moet kan dink soos 'n soldaat. Ek kom by baie geleenthede.
Netwerke, partnerships, en ek wil iets illustreer. Dan kom die manne by my na die tyd, dan sê hulle, Eckhart, kry vir jou enetjie. Hulle bring altyd soke klein enetjies vir my. Dan sê hulle, Eckhart, kry vir jou enetjie. Maar familie, ek wil vir jou sê, as ek enetjie vat, dan kan ek nie dink soos 'n soldaat nie. Ek kan nie praat soos 'n soldaat nie. Ek kan nie ingestel wees. Ons moet strikke vir my. Daar's sekere strikke op ons pad wat ons moet vir my. Nee man, Eckhart, come on, net so enetjie. Hulle bring dit vir my. Hierdie een is 35%, hierdie een is 40%. Hulle ken dit beter as die boeke van die Bybel. Hulle bring dit so vir my, maar ek wil nie net 35% gevul wees nie. Ek wil nie net 40% gevul wees nie. Ek wil 100% gevul wees met die Gees van God. Want wanneer ek gevul is met die Gees van God, kan ek dink soos 'n soldaat. Ek kan praat soos 'n soldaat. Ek kan uitloop en sê, Here, U het my daar nodig. Ek wil daar wees. Jy nou raak eendag ongelukkig met my. Ek het net gevra vir water. Hy sê, come on Eckhart man, Jesus het water in wyn verander. Kry vir jou enetjie. Ek vra vir water, nou kry ek Bybelstudie. Ek wil vir jou sê, dat dit is waar Jesus was, het baie dinge verander. Toe Jesus daar was, toe kon blinde sien. Toe Jesus daar was, toe kon dowes hoor. Toe Jesus daar was, toe verander water in wyn. Maar toe Jesus in my lewe kom, toe verander ek ook. Toe sê ek, hou jou enetjie, geef vir my die een, die ewige Vader, die lewende God. Jy sien, ons moet ingesteld wees. Ons kan nie ons besig hou met die klein stukkies nie. Ons kan nie net daai een ding sê wat ons wil sê, of daai een ding doen wat ons wil doen nie. Dit kos net een keer. En jy kan nie bekostig om een keer te val nie. Die vyand het net daai een reaksie nodig. Hy het net daai een kyk nodig. Net daai een emosionele oomblik. En jy trap in die struik van aanstoot. Dis hoe die vyand werk. Hy het nie jou volle oorgawe nodig nie. Hy het net daai een keer nodig. En as ons nie waaksaam is op hierdie slagtingsveld nie, begin daar 'n proses van afbreek, isolasie en vernietiging. Soos aanstoot, dit begin klein. Maar as jy dit nie kan hanteer nie, vang dit jou vas. If you want to play with the enemy, he's going to play back. Maar ek wil dit weer herhaal vanmôre. Ons is nie op 'n speelgrond nie. Ons is op 'n oorlogsveld, 'n geestelike oorlogsveld. Nou familie, ek wil vanmôre die 5 fases verduidelik van hoe neem ons aanstoot. En die eerste ding wat gebeur, jy hoor iemand sê iets van jou en jy kry seer. Iets wat jou beledig. En die volgende ding wat gebeur, jy speel die gebeurtenis oor en oor in jou gedagtes en 'n wrok vorm in jou hart. Jou hart verhard. Jy begin mense te vermy en jy raak bitter. Die vierde ding wat gebeur is verhoudingsbreek. Jy raak geïsoleer en skeiding vind plaas. En die plek waar die vyand jou nog die heeltyd wou gehad het, dit was net daai een emosie. Dit het net begin by daai een reaksie. Jy is in gebondenheid en jy raak 'n gevangene van onvergewensgesindheid. And you're in bondage. En nou is jy op 'n plek. Ek is sommer klaar met hierdie geloof. Ek is nou al 10 jaar by die huis, want jy het in die struik van aanstoot getrap. Die duiwel het 'n agenda. Hy wil jou bind. Hy wil hê jy moet jou bediening los. Hy wil hê jy moet ophou bid. Hy wil hê jy moet 'n wrok in jou hart dra. Maar ek daag jou uit vanmôre. Moenie in die lokval van die vyand trap nie. Moenie in die struik van aanstoot trap nie. In hierdie oorlog moet ons gevegte kan kies. Ons moet die vyand se struik van aanstoot kan herken. Daar is soveel visse in die see, wat groter visse in die see wat ons moet vang. Ons moet siele gaan haal. Ons moet hulle disipel. Ons moet hulle opbou. Ons moet hulle groei. Ons moet hulle inbring vir God se weermag. Ons moet hulle oplei. Ons moet hulle stig. Maar ons kan nie dit wil doen as ons aanstoot neem oor elke klein dingetjie in ons pad nie. Because it leads to a path of destruction and bondage. Hoekom is kerke vandag nie meer gefokus op geregtigheid nie? Hoekom is kerke nie meer gefokus op families nie? Hoekom is kerke nie meer gefokus op die verlores nie? Maar baie keer kies hulle om in die struik van aanstoot te trap. Die klein dingetjies wat nie eers saak maak nie. Hier is Josef.
Josef word verkoop as 'n slaaf deur sy eie familie, wat familiêr is met hom. Hy gaan en hy word 'n slaaf, en hy beland in die tronk, maar Josef neem nie aanstoot nie. Hy stap in God se plan in. Familie, waar is die liefde vandag in hierdie wêreld? Waar is die heiligmaking? Waar is die geregtigheid? En ek wil nie julle soldate nie vanmôre hier los en sê, dis die stryk van aanstoot, good luck. Ek wil vanmôre vir jou iets gee. En ek wil vir jou vanmôre skrif gee. Daar is 4 dinge wat ons kan doen in hierdie oorlogsveld, sodat ons die stryk van aanstoot kan vermy. Die eerste ding, herken die stryk van aanstoot. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy wil jou aanval wanneer jy dit die minste verwag. Maar as jy ingestel het, en jy lyk soos 'n geestelike soldaat, dan herken jy die stryk van aanstoot, en sê, Here, ek gaan nie reageer met my emosies nie, maar ek gaan in die gees reageer. Die volgende ding wat ons doen, ons vergewe. Jy hoor iemand sê iets van jou. Jy hoor hulle versprei valshede van jou. Jy sê, Here, ek vergewe hulle. Matteus 6 vers 14 sê, want as julle die mense van hulle oortredinge vergewe, sal die hemelse Vader julle ook vergewe. Vergifnis is nie 'n gevoel nie. Vergifnis is 'n keuse. Ons vergewe nie die mense omdat hulle reg is nie, maar ons vergewe hulle omdat ons wil vry wees. En wanneer jy iemand vergewe, baie mense sê, hoe vergewe en vergeet ek? Weet jy wat daai ou aan my gedoen het? Om te vergewe en te vergeet is, jy bring dit nie die hele tyd op nie. Jy deel dit nie met almal nie. Jy sê, Here, ek vergewe hom. Die volgende ding wat ons doen, soldate in God se weermag, is bid vir die mense wat jou seermaak. Lukas 6 vers 28 sê, seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Jesus sê, seën die wat julle vervloek, bid vir die wat julle beledig. En wanneer jy vir iemand bid, weet jy wat gebeur? Jou hart verander teenoor daardie persoon. En die volgende oomblik hanteer jy hom anders. Jy praat met hom anders, en as jy weet sien, dan verander hy ook somme. Die 4de ding, familie, wanneer jy aanstoot neem, en jy het hierdie dinge gedoen, let go and let God have his wonderful way. Romeine 12 vers 19 sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Ons moet toelaat dat God se geregtigheid geskied, op sy manier en op sy pad. En terwyl jy op hierdie oorlogsveld is en iemand sê iets en jy wil met jou emosies reageer, sê jy, ek erken hierdie as die stryk van aanstoot, ek gaan nie iets sê nie, Here, ek vergewe hierdie ou, ek gaan nie hieroor praat nie, ek gaan nie hieroor dink nie, Here, ek bid vir hom, o Here, hy praat so baie, dat hy sommer 'n pastoor word, Here, want hy kan ons baie praat, dat hy sommer 'n bietjie sal bykom, en Here, let go and let God, en voor jy jouself kry, het jy die stryk van aanstoot vir my, en dan as jy weer navigeer op hierdie oorlog. Tik iemand vir jou 'n Facebook boodskap. Jy sê, hierdie is die stryk van aanstoot. Here, ek vergewe hom. Ek bid vir hom. Ek spreek hom vry. Let go and let God. En jy het nog 'n stryk van aanstoot vir my. Familie, ons is op 'n geestelike oorlogsveld. Ons moet lyk soos soldate in God se weermag. Ons moet praat soos soldate in God se weermag. Ons kan nie ons besig hou met al hierdie klein dingetjies, because it leads to a path of destruction. Spreuke 18 vers 19, 'n broer wat beledig is moeiliker om te wen as 'n vestingstad. En vandag wil ek iets in die gees afkondig. Die vyand se stryk van aanstoot sal nie langer hou in jou lewe nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, mure van aanstoot sal breek. Vestingmure sal vanmôre breek. Soldate sal vanmôre opstaan, vry, vergifnisvol, vol vuur, wat sê, ek gaan nie met hierdie klein dingetjies aanstoot neem nie. Ek gaan navigeer op hierdie oorlogsveld, ek gaan lyk soos 'n soldaat, it's all for his glory, it's all for his goodness, it's all for his kingdom, ek hou my nie besig met klein dingetjies nie. Die vyand se gevaarlikste strikke, familie, is net daai een opmerking wat jy maak. Net daai klein seer wat jy nog nie in jou verlede het. Net daai kyk wat jy dalk nie verstaan nie. En voor jy weet, het jy 'n vestingmuur gebou, op 'n vestingmuur, op 'n vestingmuur, en jy sit in jou eie paleis van onvergewensgesindheid, en jy sê, Here, hoe het ek hier beland? Ons wêreld het verkoud,
met koue harte, want hulle het in die struik van aanstoot getrap. Waar kom al die koue harte vandaan? Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet watter gedagtes ek kan gaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. God se plan is groter vir jou as enige aanstoot. God se plan is groter vir jou as enige seer van jou verlede. God se plan vir jou is groter as enige van jou teleurstellings. Die vyand het dalk probeer om jou vas te vang in jou seer, maar ek wil vir jou vanmôre sê, God is besig om jou terug te bring. Hy's besig om jou te lei na vryheid vanmôre. Die duiwel het probeer om jou te isoleer, maar God roep jou vanmôre terug in die gemeenskap. Die vyand het dalk die struik van aanstoot opgestel, maar God het 'n pad van oorwinning vir jou. Daar is 'n deur wat besig is om oop te gaan vir jou, maar jy moet bereid wees om te stap. God roep ons vir soveel meer. Filippense 3 vers 14 sê, ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit wat na voor is, ek jaag na die doel, na die prys van die hoë roeping in Christus Jesus. Kan ek vir iemand sê, jou toekoms lê nie in jou verlede nie. Kan ek vir iemand sê, dit wat agter jou is ver kleiner as dit wat voor jou is. God het soveel groot planne voor jou, maar jy is nog besig dalk met die seer van die verlede. Jy hou jouself op met die klein dingetjies, maar God het 'n groter plan vir jou. Hy soek 'n ja, hy soek 'n amen, hy soek iemand wat kan opspring en sê, Here, hier is ek, gebruik my, o Heer. God wil jou vanmôre oplig. Hy wil jou uitstuur. Maar jy gaan bereid moet wees om te beweeg. Moenie dat aanstoot jou bestemming beroof nie. Jesaja 6 vers 8 sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe hoor ek, hier is ek Here, stuur my. Dink vir 'n oomblik, wat as Josef verbitterd geraak het teenoor sy boeties? Sou hy nog die onderkoning van Egipte geword het? Wat as Moses vasgehou het in al sy foute, sou hy die volk uit die beloofde land gelei het? Wat as Petrus, wat vir Jesus verloon het, vasgehou het aan sy skaamte, sou hy nog steeds op Pinksterdag 3000 siele gewen het? Ek kom vandag vir jou te sê, daar's 'n Pinksterdag wat wag vir jou. Daar's 'n beloofde land waarvoor jy bestem is. Daar is 'n invloed wat jy moet hê in God se koninkryk. Maar God soek 'n ja. En ek antwoord en ek sê, Here, hier is ek. God roep jou vandag. Hy wil jou gebruik. Hy wil sy hand op jou lê. Hy het 'n plan en 'n doel vir jou lewe. Maar die vraag is jy bereid om ja te sê, of hou jy nog vas in die struik van aanstoot? Is jy nog agter vestingmure? Jy is gemaak vir soveel meer, familie. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek wil vanmôre vir iemand sê, jy is nie 'n toeval nie. Jy is nie 'n fout nie. God het 'n plan vir jou lewe. Daar is siele wat wag op jou gehoorsaamheid. Daar is deure wat net oopgaan die oomblik wat jy begin beweeg. Daar is 'n stalwing wat net sterker word wanneer jy begin beweeg. Moenie langer vasgevang bly in die struik van aanstoot nie. Moenie dat jou verlede jou beroof van jou toekoms nie. Moenie toelaat dat die klein struik van aanstoot jou beroof van jou toekoms nie. Die Heilige Gees roep jou vanmôre om hoër te stap. Familie, ek het nie 'n lang woord vanmôre nie. En ek wil vra deur die orkes kom en ek gaan nog so 'n kort rukkie neem en ek wil vanmôre vir jou sê, Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur, sal julle dit nie opmerk nie. God is besig vanmôre om iets nuuts te doen in harte. Daar is 'n nuwe seisoen op pad. Daar is 'n deurbraak wat wag. Maar jy moet bereid wees om ja te sê. Gee jou ja aan die Here. Is jy bereid om jou hart oop te maak vanmôre vir God se plan?
Is jy bereid om jou verlede agter te laat? Is jy bereid om alles neer te lê en te sê, Here, hier is ek, Here, gebruik my. God soek soldate in die weermag. Ons moet gevul wees met die Gees. Ons moet gelaai wees. Ons kan nie dat die klein strikkies van aanstoot en oor hierdie klein dingetjie en daai klein dingetjie, because it leads to a path of bondage, en nou sit jy al 10 jaar by die huis, want jy het in die strik van aanstoot getrap. En ek glo nie eers meer in hierdie geloof nie, want die vyand het jou probeer vernietig. En ek wil vanmôre vir jou sê, kan ons net ons oë sluit vir 'n oomblik? Ek ken aanstoot. Ek ken 'n pad van verwerping, op verwerping, op verwerping. En as gevolg van al die verwerping was ek hypersensitief in my lewe. En as gevolg van al die hypersensitiwiteit het ek aanstoot geneem, op aanstoot, op aanstoot. En as gevolg daarvan het ek 'n vestingmuur, op vestingmuur, op vestingmuur gebou. En eendag toe bevind ek myself met 'n harde hart van onvergewensgesindheid. En ek het nog in hierdie einste kerk gesit met op een van daai harde stoele met 'n harde hart van onvergewensgesindheid, want jy sien ek het aanstoot geneem. Ek het mure gebou. Ek het myself geïsoleer en die vyand het my in gevangenskap gehad. Ek ry eendag op die hoofweg. Ek sê, Here, hoe sal U my ooit kan gebruik? Ek ly aan sosiale angsversteuring. Ek drink allerlei pilletjies net om aan die lewe te blou. Ek sê, Here, hoe sal U my kan gebruik? Here, ek kan nie eers praat voor mense nie. En ek sit die radio aan en daar speel 'n liedjie. The bigger the cracks in your heart, the more room there is for His light to shine through. I want to tell somebody this morning, doesn't matter your pain, doesn't matter your past, the bigger the cracks in your heart, the more room there is for His light to shine through. God roep jou vir soveel meer. Hy wil jou oplig. Hy wil jou vrymaak. Vestingmure sal breek vanmôre. Kettinge sal breek vanmôre, maar hy soek 'n ja. Hy soek 'n amen. Is daar iemand wat vanmôre wil opstaan en sê, Here, hier is ek. Here, vanmôre sal vestingmure breek. Is daar iemand vanmôre wat sê, Here, dit is met my wat hy praat. Vanmôre is jy dalk hier en jy sê, dit is ek. Ek het soveel vestingmure. Ek kan nie vorentoe gaan nie, want jy weet nie wat het in my verlede gebeur nie. God wil jou vrymaak vanmôre. Is daar iemand wat wil opstaan? Ek wil 'n kort geleentheid maak. As dit net een is, dit is goed genoeg. Is daar nog iemand? As jy by die huis is en jy's ingeskakel en jy sê, Here, hier's 'n gebrokenheid hier binne, Here, maar ek kan nie vorentoe gaan nie, maar God wil jou vrymaak vanmôre. Jy gaan vergewe, jy gaan vrykom vanmôre. Jy gaan opstaan en sê, Here, ek is 'n soldaat in U weermag. Jy sal uitmarseer en sê, Lord, here I am. Use me, Lord. Use me. I want to be in your kingdom. I want to be part of this. Familie, ek wil nog so kort geleentheid gee. Is daar nog enige iemand? Alle oë gesluit. As daar nog iemand is, staan net op jou voete. Ek wil vir jou gebed doen vanmôre. Halleluja, Jesus. Jesus. Kom ons staan net so, ek wil vir julle bid. Hemelvader, vestingmure breek nou in die naam van Jesus. Elke mag van duisternis wat mense in gebondenheid en gevangenskap geneem het, breek in Jesus naam. Here, ons spreek elkeen vry vanmôre. Here, vanmôre sal U soldate opstaan, uitmarseer, Here. Vanmôre sal hulle terug beweeg in hulle bedieningsin. Here, hulle sal uitmarseer en sê, Here, ek sê ja. Here, dit maak nie saak hoe ongemaklik dit is nie, Here. Dit maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Here, maar hulle sal vanmôre vrykom. Ek sien mure wat breek. Ek sien kettinge wat val. Vry in die naam van Jesus. Vry in die naam van Jesus. Demoniese magte vlug in Jesus naam. Uit in die afgrond in. Daar's nie meer langer plek vir jou nie. Daar is vrede. Daar's oorwinning. Here, kom bid dat U hulle sal seën. Stig hulle, Here. Tel hulle op vanmôre, Here. Geef hulle nuwe hoop. Geef hulle nuwe krag, Here. Kitarobo shekataraba sekienturobo sekienda. Jy is vanmôre vry. Jy is vanmôre vry. Moenie die vyand se leuns glo nie. Jy is vanmôre vry. Jy is vanmôre vry. Kitarobo shekaturobo sekanda. Jy is vanmôre vry. Loop in oorwinning. Loop in oorwinning. Jesus naam.
Kom ons staan saam, dan sing ons familie. Oh ja, my siel sê ja, ja, ja. My siel sê ja, oh, oh ja. Kom aan, is daar enige iemand wat ja sê vir Jesus vanmorgen? My siel sê ja, oh ja. My siel sê ja, ja, ja. My siel sê ja, vir die Here sê ja. Oh, my siel sê ja, sê het nog eenmaal. My siel sê ja, oh ja. My siel sê ja, oh sê ja. My siel sê ja, my siel sê ja, ja. Sê het nog eenmaal. My siel sê ja, my siel sê ja, dit sê ja. My siel sê ja, oh, oh, ja. Ek wil het nog eenmaal sing, nog so eenmaal sing. My siel sê ja, my siel sê ja,